Baie welkom aan al ons luisteraars. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreldradio Afrikaans. My naam is Chanel. Nou die stem wat u vandag gaan hoor, gaan getuig oor hoe die Here al begin roep het van 'n baie jong ouderdom af. Van kerk tot kerk tot kerk, waar God se roep al hoe duideliker en duideliker geword het. U luister nou na Stem van Getuies, agter die besluit. Leraar Nico en Quanet Tennyson is 19 jaar getroud met 2 tieners en vandag voluit in die bediening. Nou aan al ons luisteraars, hier is 'n wenk, maak vas julle sitplekgordels, want Leraar Nico se verhaal is vol interessante dinge. Baie welkom by Adventiste Wêreldradio Afrikaans by ons studio, Leraar Nico en Quanet wat ook ons join vandag. Dankie dat julle ons genooi het. Baie dankie. Dankie vir die hele tyd. Leraar Nico, nou al die skuwe, ek vra maar vir al die predikante, waar is julle tans geleë met gemeentes en bly julle? So ons bedien in die Oosrandstreek, Brakpan en Springs gemeentes. Ons bly in Boksburg eintlik, in Atlasville. So dit is daarom nog naby aan ons gemeentes. Quanet wat ook hier by ons is, geniet jy dit om 'n predikantsvrou te wees? Ja, ek doen. Daar was al mense wat vir my gesê het, ek moet versigtig wees en dit is harde werk, maar ek vind dit maklik. Dit is, die mense hou van my darm. Dis goed om te hoor. So ja, dit is lekker. Alright, en wat van predikantsvrou het jy die meeste van? Is dit ook die blomme, of is daar 'n bediening of iets wat jy voel, die Here hy wil jou daar gebruik? Wel, ek kry glad nie blomme nie. Okay. So ek sukkel nog om voorprogramme en al daai goed te doen. So ek wil begin, maar dit is nog moeilik vir my. Maar ek sal gaan sing. Okay. Ek hou van die kosdeel om voor te berei vir alles, die nagmaal tafel te dek en al daai goed te doen. So ek hou van dit. Okay. Dis amazing hoe nie net in 'n kerk nie, maar selfs in 'n huis verskillende gawes is hoe mens die kerk van God opbou. Leraar Nico het Ja, as en ek dink wat sy eintlik meer doen vir ons bediening is, sy is vandag hier saam met my, weet so, ja. Ons is nog altyd bevoorreg gewees dat sy nie hoef te gewerk het nie en sy is 'n tuiste skepper. So gereeld vat ek haar saam op huisbesoeke en ek dink dis wat die mense waardeer, is dat hulle 'n predikantspaar kry, nie net 'n predikant nie. Weet so, sy is baie betrokke in die agtergrond, weet, en veral as haar lief of leed of so is, weet, dan is sy by die mense saam met my en dis wat hulle waardeer, weet, en ons is nie die tipiese predikant wat jy sal kry, weet, wat hoog teologies miskien is of so nie, maar ons passie is by mense, weet, en by hulle te gaan sit en kuier, weet, en saam met hulle te huil as hulle hartseer is, weet, en ek voel dat partykeer trek dit baie meer gewig as iets anders miskien. Dit is 'n voorreg dat jy dit saam kan doen, want in vandag se lewe 'n man en 'n vrou word vereis vandag om te werk, om geld in te bring, meeste van die keer om kos op die tafel te sit. En is regtig, dit is 'n voorreg vir julle om saam die bediening, want Leraar Nico, sover ek weet, julle is nie baie lank in die bediening nie. Nee, so ek het my studies in 2020 voltooi, en waar ek my eerste internskap gedoen het, was 2021, by die Wesrand distrik, by Panorama gemeente, en in Kreersdorp die Engelse Kerk Wesrand Groep. Okay. En NCC. En dan NCC, wat op daardie stadium ongelukkig nie 'n gebou gehad het om te aanbid nie, maar dit was die 3 gemeentes. Okay, en julle het obviously daardie besluit saam as 'n koppel gemaak of as 'n gesin vir die studies en dan in die bediening in te gaan. Ja. Okay. Maar Leraar Nico, ons het so vinnig net gepraat en Leraar het genoem van al op skool wou Leraar 'n predikant wees, alhoewel Leraar in die NG Kerk was. Vat ons terug na daai, hoekom het die Leraar gedink aan 'n predikant as 'n kind? So, ons is grootgemaak in die kerk en die kerk was nie vir my 'n lekker plek gewees. Ek wil nie in die kerk gewees nie. Dis die plek gewees waar ek moes stil sit, my ma en my pa het my geknyp
En in die hoërskool het ek vir verkeerde redes ook kerk toe gegaan. Dis toe ons nou begin ontdek dat die meisies lyk anderste. En vir verkeerde redes kerk toe gegaan. Maar toe daar iets gebeur en ek het dit begin geniet. In ons klas, op my belydenisgeloofklas was ons 12 leerlinge gewees onder wie die predikant se seun ook saam met ons was. En uit die 12 uit het net 6 van ons het dit deurgemaak. Want die predikant was baie streng gewees en ek het gevoel dat ek het 'n passie vir die woord van God, maar ek wou nie 'n predikant word nie. Ek wou 'n teoloog word. Ek wou God en die woord so geken het dat mense nie met my kon stry nie. Dis iets En anders. natuurlik weer eens verkeerde redes en God het dit gesien en hy het die mat onder my voete uitgetrek. Aan die einde van matriek het my pa se werk verloor en natuurlik dan kans vir studies is toe heeltemal by die venster uit. Sjoe, okay. Maar dis interessant dat leraar dit opbring, daar is 'n verskil tussen 'n leraar of 'n predikant en iemand wat 'n teoloog is. Om daardie mindset te hê van dit wat jy net weet en wil ken versus dit wat jy wil uitdeel en ander mense na die Here toe lei. Yes. Nou, leraar, julle is toe getroud na skool. Ja, so dadelik begin werk. My pa soos ek sê op daardie stadium met die werk gehad nie en ons het maar die pot aan die kook gehou, weet dit is my verantwoordelikheid gewees. Ek en Cornet het ontmoet en ons het getrou. Die lewe was goed gewees. Ek het myself deur die werksposisies opgewerk, vir myself 'n loopbaan gemaak en alles het goed gegaan tot by 'n spesifieke en snaaks genoeg by my werksplek het ek iemand ontmoet wat my toe vertel van kerk op Saterdag en ek het gedink is baie snaaks en ek gedink wat is fout met hierdie persoon, hoekom? Kom op 'n Saterdag. En hy het vir my goeie woorde gebruik wat ek nog vandag met mense gebruik en ek sê vir mense altyd voordat ek dit vir jou sê en hy het vir my dit gesê. Ek kan vir jou dit vertel. Dit kan 'n groot seën wees of dit kan 'n groot straf wees vir jou want as jy dit weet, gaan God jou oordeel daarvolgens en natuurlik jongerige ou op daardie stadium baie braaf sê ek vir hom vertel vir my. En hy het my vertel en dit het gevat, weet het gevoel of hierdie is die kerk vir my. Okay. En op daardie stadium, want leraar het NG groot geword, op daardie stadium in watter gemeente was julle toe? Ja, so toe ons ontmoet het toe Cornet het swanger geraak, heel toevallig voordat ons getroud geraak het, maar Heel toevallig. ons het toe getrou en ons oudste dogter Nicolette is toe gebore. Ons het toe saam na Cornet se gereformeerde kerk toe gegaan wat een van die susterskerke is. So dit was nie 'n groot skuif nie. En selfs daar was ons betrokke geweest, weet ons al regtig gewerk het in die kerk. En het leraar gevoel, want leraar het ook genoem leraar was 'n diaken geweest in daardie gemeente, so die bediening was nog steeds soort van daar ook, maar het leraar gevoel dat jy nog steeds in 'n teologiese manier groei? Ja, sien op daardie oomblik sal niemand vir my gesê het daar's iets beter nie, weet ek sal altyd gestry daarmee. Dit vir my gevoel ek is op die regte plek En jy ken jou en Bybel. ek ken my Bybel. En as jy mens nou terugkyk, dan verstaan jy nou eers weet waar God met jou gewerk het en waar jy gedink het jy's miskien reg, waar jy nie eintlik reg was nie. En daarom sê ek altyd ons kom nooit op 'n punt waar ons kan sê ek het nou genoeg van Jesus nie. Ek ken God, ek verstaan dit nie. Ons is nooit daar nie, want elke keer as ek terugkyk in my verlede selfs nadat ek begin my studies aanpak het, sien ek maar eintlik was ek nog steeds nie op die regte plek daar gewees. So daai groei gebeur daagliks. Dis 'n lewensreis om te groei. Presies. Ja. Nou, okay, nou kom ons gaan terug nou na daai dag toe wat die persone vir leraar gesê het Sabbat, Saterdag, en leraar het leraar se Bybel geken, wat volgens jou op daai stadium, so hoe daai verder ontwikkel? So wat gebeur het is ons het toe begin 'n kerk bywoon. Ons het op daardie stadium die Boksburg gemeente bygewoon. Die Adventiste Ja, gemeente. Adventiste gemeente, Alright. ja. Baie vriendelike mense. Dit was lekker geweest daar, maar ons was nie reg vir die kerk nie. En dit het nie gevat nie en ek het op die verkeerde manier mense benader en my familie en my vriende weggestoot deur te sê Jan, bid die son op Sondag. As jy nie op die Saterdag op die Sabbatdag kerk toe gaan nie, dan gaan jy hel toe. En weer eens nie die regte manier nie en dit het nie gevat vir ons nie. So wat gebeur het, ons vriende, ons familie het ons ook teruggestoot en dit gevoel of ons alleen was. En ons het net gevoel, maar miskien is ons nie op die regte plek nie. Weet, hoekom sal God dit so moeilik vir jou maak as jy op die regte plek is?
En dit was so 6 maande en toe is ons terug na die gereformeerde kerk toe en ons was toe daar omtrent so 7 jaar. Okay. Skus, ek wil net graag leraar weer daardie presiese gedagte van ons was nog nie reg vir die kerk nie. Hoekom sê leraar julle was nie reg vir die kerk nie? Weer eens uit my eie ek uit het ek probeer om mense te oortuig. Dit was nie uit 'n posisie van liefde uit nie. Okay. En eers om terug te kyk na wat ek gedoen het daar. Op daardie oomblik weer eens het ek geglo ek doen die regte ding. Ek moet die mense die waarheid gee, maar die waarheid in 'n keel alwurg is verseker nie die regte manier nie. Dis nie die manier wat Jesus het gedoen nie en is definitief nie die manier hoe ons dit moet doen nie. So weer het dit dalk eerder gegaan oor die teologie wat leraar ken en gedeel het, nie noodwendig die liefde van Jesus saam met dit nie. Ja, my eie kennis, weet en die eie ek was nog baie prominent geweest. Okay, Konet, en hoe het jy dit toe ervaar? Op daai oomblik was dit moeilik vir ons, vir my ook. Jong babietjie en kom in 'n kerk in en nou moet ons kan ek sê alles verander. Jou hele lewe verander. En dit was moeilik. Dit was regtig moeilik vir my en dis hoekom met die tweede keer wat ons kerk toe gegaan het toe ons ek sal seker die storie vertel. Toe het ek vir hom gevra, is jy seker hierdie is die regte kerk? Okay. Want nou is die kinders ouer. Dit gaan nog steeds moeilik wees, maar hulle gaan bietjie beter verstaan. En ek het meer verstaan op daai stadium want elke keer as hy by die huis gekom het en ons het gepraat daaroor en sê hy vir my, okay, dit is hoekom dit Sabbat is. Dis hoekom Saterdag die regte dag is. Dis hoekom ons nie vark moet eet nie. Dis hoekom ons dit nie moet doen. En dit was 'n maklike keuse daai. Maar ja, dit was moeilik, maar ek geniet nog elke oomblik van dit. En ek is bly ons het as 'n gesin daai besluit gemaak om dit te doen. Om saam te doen en in die kerk te bly. Okay. Maar julle was toe nou uit gewees na omtrent 6 maande. 6 jaar. Ja, 6 maande. 6 maande van die Adventisten toe nou weer terug na jou kerk toe. Ek wil net interessant, was dit vir julle maklik om op 'n Sondag weer in 'n kerk te sit? Ja, nee, ons het so groot geword. Weet so daar was niks snaaks gewees. Ek was so 'n bietjie bang gewees oor wat mense dink. Weet jy gaan nou hierdie snaakse kerk toe wat heeltemal anders te glo toe, was ek bang oor dit. Maar daar was daarom niks gewees nie. So die teruggaan na die kerk toe was glad geweest. Daar het niks probleme nie. Hulle het ons dadelik weer ingevat, weer my posisie as diaken net weer hervat en daar gaan ons, weet. Tradisie, dit was weer maklik om in te val net, ja. Maar vir julle eie gewete, was daar 'n gewetetjie want obviously ek sê altyd as jy groot geword het veral as 'n Adventis en jy gaan uit die kerk uit word jy niks. Adventis word niks. Want ek sal nie kan dink ewen in my afwesige jare dat ek was nooit in 'n ander kerk gewees nie, want mense weet net van beter. Het julle daardie gehad? Ja, so wat eintlik gebeur het is terwyl ons in die Adventiste kerk was en met hierdie worstel met God, het ek gevra, Here, help my dat ek die regte besluit kan maak, want die predikant van die gereformeerde kerk is die hele tyd by my, hy wil my net oortuig dat ons moet terugkom, en die predikant van die Adventiste kerk, hy kom nie terug na my boodskappe wat ek vir hom stuur nie, en ek vat dit as 'n teken van God. Maar snaaks genoeg wat toe gebeur, omtrent so 7 jaar later, selfde persoon wat my die waarheid gedeel het, kry ons paaie weer by die werksplek. En hy vra vir my, hoe gaan dit by die kerk? En ek sê, nee, ek en die Here het gepraat, en ek het vir hom gevra vir tekens, en hy het vir my 'n teken gegee, die predikant kom terug na my toe, daai predikant kom nie terug na my toe nie. Sure. En hy sê, nee, God werk nie so nie. Dit gaan nie so maklik wees nie, jy moet saamwerk in hierdie proses. En ons gaan weer deur die studies en hierdie keer vat ek dit 'n bietjie meer ernstig op. Ek sit laat aande en kyk DVD's. Daardie tyd ons het TV in die kamer gehad, so ons begin dit te kyk. Dit is Wie het julle gekyk, ons het Walter Veit gekyk en ons het so 'n bietjie Steven Boer ook gekyk. Maar dit is 'n uur en 'n half aan mekaar, dan raak ek net aan die slaap. En dan iewerste gedurende die DVD raak ek self van die slaap. En dan sê ek net môre aan, dan begin ek maar net met die nuwe episode. En so het ons deur dit gegaan. En ek het tot die oortuiging gekom dat
weet jy wat, daar is 'n verskil in die dag van aanbidding. Daar is waarde daarin. Die dag van aanbidding is nie die ding wat die sekerheid gaan gee of daardie versekering dat jy by die Here in die koninkryk gaan opeindig nie, maar daar's waarde daaraan. En ek het toe vir kon net gesê, weet jy wat, daardie kerk wat ons by was, ek dink ons moet weer so 'n bietjie gaan kyk daar. En dis wat sy vir my gesê het, is jy seker? Want ons kan nie weer verander nie. Jy weet, die kinders is nou 'n bietjie groter, dit gaan hulle ook ontwrig. En ek het gesê nee, ons gaan. En ons het ek wil nie weer terug gaan Boksburg toe nie. Ek's bang die mense oordeel my omdat ek weggeloop het. En ons soek 'n gemeente op daardie staan bly ons in Germiston. So ons is reg in die middel van twee gemeentes, Boksburg en Alberton Kainos gemeente. Dit was Primrose. En Primrose gemeente ook, maar Kainos is 'n bietjie nader. Ons gaan die Sabbat kerk toe, ons kom daarso, dit was al klaar toe so 10:00 se kant gewees en ons niemand by die kerk nie. Oh. En ons sit en 11:00 kom en 11:00 gaan en so 11:20 sê ek van wel, ek kan sien die tye op die bord. Hierdie kerk is nie oop nie en ons ry. En ek kan nie verstaan vir watter rede hier iewers in April sal die kerk toe wees nie. Oh. En ons ry weg en kon net sê vir my, is dit miskien 'n teken van die Here af dat ons nie hier hoort nie. Ek sê nee, ek kry daai selfde gevoel. Ek sê maar kan dit nie miskien 'n teken wees van die ander kant af dat die ander kant ons nie daar wil hê nie. Okay. Ek sê kom ons gee hierdie kerk nog een kans. Ons kom volgende week terug en ons kyk wat gebeur. En volgende week gaan ons terug en die kerk is oop en ons mense En almal is daar. En almal is daar en ons hoor van ander snaakse ding soos wat oom Ernie na verwys, die tyd wanneer die adventiste, die mal mense vir 4-5 dae in een kerk hou en dis natuurlik dan kampvergadering. So ons het nie geweet die kerk gaan toe wees daardie tyd nie, maar ons het ingekom en 'n dame met die naam van Shamaine Fouché, die vriendelikste mens op die planeet op daardie stadium, het ons gehelp om in die kerk in te kom, gemaklik te voel en net soos ons op ons gemaklikste daar was toe sy ongelukkig het sy afgesterwe en gaan rus. Dit is vir my amazing dat julle hierdie twee experiences gehad het en albei het leer hulle gesien as tekens. Die eerste een was die boodskap wat gestuur is na die Adventiste predikant en die NG of die AGS wat heeltyd hier op julle saak was. En julle daar is 'n teken gesien en gegaan in die verkeerde rigting, as dit so kan sê. En toe nou 7 jaar later het julle dit weer as 'n teken gesien, maar die verandering het gekom dat julle dalk gesien het die vyand speel nou ook saam. Maar die vorige keer het julle nie die vyand gesien nie. So definitief met daai studies wat julle deur die tyd gedoen het, was daar al 'n geestelike groei hier binne om te kan sien ons is nou deel van 'n groter oorlog, omdat julle die kerk nou nog 'n kans gegee het, want ja, geen Adventiste kerk is oop met kampvergadering nie. Julle het dit op 'n mooi manier uitgevind. Alright. En daarna het julle van toe af elke Sabbat bygewoon, Sabbat gehou ook, van sonsak tot sonsak? Ja, dit het 'n proses gewees. So toe ons in die kerk inkom, dadelik het ons gevoel ons wil gedoop word. Ons het doopklasse gedoen. En eienaardig genoeg, die predikant van Alberton gemeente ry na ons huis toe en hy staan in ons driveway en ek en hy kyk vir mekaar en hy sê vir my, ek was al hier gewees. Ek sê, jy's die predikant wat nooit teruggekom het na my toe nie. Okay. En dis toe leraar Kobus Bekes gewees en nou dat ek hom ken, hy het nie teruggekom na my toe nie. Daar was iets gewees. Ek glo hy het op daardie stadium met hy ook gemeentes geruil, maar dis hoe die Here selfs die negatiewe gebruik om ons te help, want ek was nie reg nie. Ek was sou met vir die verkeerde redes in die kerk gebly het as leraar Kobus miskien teruggekom het na ons toe. En ons gaan dadelik deur hierdie doopklasse, ons het vuur en vlam daarin, ons is gedoop en dadelik maak hulle my die jeugleier daarso. Nie omdat ek jong of omdat ons dinamiese jeugleiers is nie, maar omdat ons die jongste persoon in die kerk was. Okay. En dit is daarso waar hierdie journey te begin het, waar ek hierdie roeping begin ontvang het. Okay. En hierdie roeping, wat se roeping sal dit wees? Om nou weer 'n diaken te wees of? Ja, so ek was 'n diaken in die gereformeerde kerk gewees. Ek was ook in die NG kerk, was my pa en my ma was my pa was 'n diaken, my ma was 'n kolletant. Ek het gehelp, weet jy. En ek het 'n dryf gevoel dat ek wil vir die Here werk, maar
ek wil nie net deeltyds iets doen nie, ek wil iets groots doen. En ek het vir die intern leraar wat by ons was op daardie stadium by Alberton gevra, wat kos hierdie teologiese studies by Helderberg? En hy het vir my gesê, wil jy gaan studeer? Jy moet gaan, dit is 'n goeie idee. Maar dit was nie die vraag nie. Dis nie die vraag gewees nie. Ek wou geweet het wat is die kostes. En so het ek al hoe meer begin vir mense vra. Omdat ek betrokke geraak het by die kerk, het ons ook na ander gemeentes toe begin beweeg. Op daardie stadium was PM Church in Boksburg so hier op hulle amper op hulle hoogste punt gewees. Ons het daar begin betrokke raak en ek het al hoe meer hierdie dryf gevoel. En al hoe meer vir mense gesê, miskien moet ek gaan studeer. En elke keer het mense gesê, ja, jy moet gaan studeer. En ek en die Here het begin praat en ek het hom gevra, ek wil weet, is hierdie die regte ding om te doen? Maar ek wil nie regtig gaan studeer nie, want ek is nie akademies aangelê nie. Ek is gemaklik, ek het 'n huis, ek het 'n vrou, ek het kinders, ek het my eie besigheid. Die lewe gaan goed, hoekom wil ek dit nou ontwrig? En op 'n aand het ek 'n droom gekry. En as ek self dink oor die droom, was dit was, soos die Engelse mense sê, dit was weird geweest. En ek dink baie mense, as hulle die storie hoor, dan dink hulle ook, miskien is ek so 'n bietjie snaaks, maar wat gebeur het is, ek het 'n droom gehad van die einde van die wêreld, uit die agtergrond uit van waaraf ons kom, van die kerk waaraf ons kom, die soort van films waarvan ons na ons gekyk het, en die einde van die wêreld is, die wêreld is besig om te ontplof in seksies, en ek sien hoe kom die vuur en hierdie ontploffings al hoe nader aan ons, en ek draai my vrou weg van die vuur af, en ek hou haar vas, en ons ontplof en brand, en dis die einde van die wêreld. En ek kom tot die besef, is ek reg, want as my droom vir my sê, jy's aan die vuurkant, en ten daardie tyd weet ek al hoe gaan dinge werk in die einde, maar ek kry nog steeds hierdie terugvoer van my ou lewe af, en ek vra vir myself, is ek reg vir die einde van die wêreld? Is ek reg as die Here kom om ons te kom haal? Gaan ek by die vuurkant wees? En daai dryf om meer te doen raak net meer en meer. En ek doen aansoek by Helderberg uiteindelik om te studeer, en hulle sê vir my, ongelukkig kan jy invat nie, jy moet vir 2 jaar lank gedoop wees voordat ons kan invat. En ek en die Here het weer 'n ontmoeting, en ek sê vir hom al, Here, dit is u plek daai, hulle wil my nie hê nie, dit is nie my skuld nie, so sorteer dit maar uit met hulle. En 'n tyd gaan verby, maar ek voel siek, sonder dat ek siek is. Daar's nie enige simptome nie, maar ek's leeg. En dit is daardie worstel met God wat gebeur. Maar gelukkig my heup is nog alles in potjie, ek het nie so erg geworstel met hom nie, maar ek voel siek. En ek het 'n probleem met hoekom ek wil nie daar wees nie, ek kan soveel beter mense vir die Here bring om daardie posisie op te vat, en ek is 'n sondige mens, ek kan nie verstaan hoe ek moet 'n voorbeeld wees vir ander nie. En ek en God, en ek sê vir hom, geef my 'n teken soos 'n brandende bos, soos hy vir Moses gegee het, gee my net iets laat ek kan verstaan. En een aand lê ek in my bed, en ek en God praat hieroor, wel, ek praat, ek raas, ek sê vir hom, dit is nie reg nie, hoekom moet ek so voel? En 'n stem in my huis praat met my, en ek spring nie op om hierdie stem te konfronteer nie, daar's 'n rustigheid oor my, en die stem sê, regte pad, sondes vergewe, wen siele. En ek kom tot die besef, ek is besig om my kop te verloor. En ek kan nie verstaan hoekom nie, en ek vra vir die Here, as dit is wat u wil doen, maak vir my deure oop. En ek weer op die foon met Helderberg College, sê vir hulle, dis die storie, ek wil inskryf. Hulle sê vir my, wel, ek het nog, op daardie stadium het ek nog so 7-8 maande oor gehad. Ek sê vir hulle, kan ek ten minste inskryf, dat ek 'n studentenommer kry, dat ek kan begin fondse oorbetaal. Ek het nie iets wat ek kan verkoop om te gaan studeer nie. En ek word ingeskryf vir tweede semester 2017. En ek sê vir hulle, maar ek kan nie tweede semester begin studeer nie. Ek het kinders op laerskool. Hulle sê nie, is reg, as ons by daardie tydperk kom, as ons 2017 kom, kan ek net datum skuif en dan maak ons so. En 2017 se begin kom, ek bel hulle, ek sê wil die datum skuif. Hulle sê vir my, okay nee, is reg, vul net vir ons die registrasievorms in, betaal die registrasiefooie, dan skuif ons se 2018 toe.
En ek sê, maar ek het dit klaar gedoen. Hulle sê, nee, maar jy moet dit dan weer doen as jy wil skuif. En daar sit vir die tweede keer. Sê vir die Here, een instansie, hulle wil my nie hê nie, ek's klaar nie meer. En ek maak afstand daarvan, maar ek bly die gevoel kry, maar ek onderdruk dit sterk. Kan ek leraar gou daarso pos op hierdie stadium het 'n leraar 'n droom gehad van vuur, dat julle in die vrees van is ons nie reg nie, terwyl julle in die kerk is, nou terug in julle maar leraar het hierdie struikeling gehad, soos wat vir my klink van twee verskillende kante. Van die een is leraar wil iets doen, groot doen, nie net 'n diaken wees en te help by die kerk nie, maar iets huge doen, maar terselfdertyd het leraar ook gevoel leraar is nie goed genoeg om iets te doen nie, om daardie worsteling te gehad het. En dan kom die stem uit die huis uit, ek weet nie of die res van die gesin die stem gehoor het nie. Nee, maar dit was 'n duidelike stem en leraar was wakker gewees. Wakker, maar rustig. Gewoonlik as ek geluide hoor, sal ek opspring, gaan ondersoek instel, maar ek het net gehoor en ek was rustig gewees. Sjoe, so leraar het God se roep gehoor, kom werk vir my, en leraar wou, maar kon nie regkom nie, en nog steeds aan die ander kant, okay, maar is ek goed genoeg om dit te doen? Daar is nogals 'n bietjie van 'n interessante worsteling wat mens deurgaan en meestoei. Ja, en as ek kyk na die storie van Moses se liggaam op die berg, daar's hierdie selfde geveg aan vir net sy liggaam. En hier kom ek en ek word geroep vir 'n roeping van God af, hy wil my gebruik. Maar ek kan sien hoe die duiwel ook betrokke is. Hy gee vir my al hierdie maklike uitweg. Hy gebruik Helderberg se antwoord aan my, want hy weet dat ek kan miskien nie daardie verwerping hanteer nie. En hy gee vir my maklike uitweg. So ek weet ek wil iets gaan doen, maar sodra die maklike uitweg kom, dan vlug ek vir daardie. Dan is dit 'n goeie verskoning. Ja, dit is 'n goeie verskoning. Alright, maar dis goed dat leraar, soos ons nou ook gesê het, toe die eerste keer na die tweede keer toe leraar begin sien het, daar's 'n ander deel ook in hierdie oorlog wat ons so ver as moontlik van God af wou hê. Kan ek vra, hoe het julle geestelike groei in hierdie stadium van al hierdie besluit en worsteling in die huis gegroei? Was daar 'n hongerte na meer Bybelstudie omdat julle dan meer wou gehoor het en meer geleer het? Ag, ek dink daardie stadium was ons, sodra jy in die kerk inkom, het jy daai vuur en vlam attitude, so ons is baie betrokke gewees, ons het, as daar uitreik was, het ons dit gaan doen, as ons gaan boeke uitdeel het hulle gesê, pas op vir honde, ons kinders is die kinders wat gejaag was deur die honde, okay. ons was daar gewees met alles, ek dink nie ons het regtig, ons kon nie meer uit die kerk uitput, want ons het by alles bygewoon wat ons kon bygewoon het, dit was maar meer 'n drukking op myself, en ek het dit vir almal gesê, en ek het 'n soort van voorberei, want ek het saam met, soos ek genoem het, saam met die NG predikant se seun, ek en hy het saam groot geword, en hy het 'n moeilike lewe gehad, en ek het geweet, dit is moeilik, want die gemeente kyk anders na die predikant se kinders, na die predikant se vrou, en ek het geweet, dit is 'n moontlikheid vir my kinders, vir my vrou, en ek het vir hulle gesê, weet wat, as ons hierdie pad af gaan loop, dit mag moeilik raak, julle moet gereed wees daarvoor. En dit is 'n goeie waarskuwing, want dit is realiteit. Ja. Die Satan hou nie van wanneer ons keuses vir God maak, en veral nie wanneer 'n gesin saam bly in daai keuse van God. Ek dink die eerste ding wat hy sou wou gedoen het, is dat jy uit mekaar uitskeer, en hy het daai daarom nie reg gekry nie. Ja. So leraar, hoe het jy toe 'n predikant geword? Okay, so 2017, soos ek sê, toe is ek nou klaar, ek gaan nou nie weer verder probeer nie, en kampvergadering kom, en broer Gerrit Blighnout, wat nou ons CFO is by die konferensie, kom na my toe, hy sê, ek wil vir jou iets sê, maar ek weet nie of ek vir jou kan sê nie. En ek sê, nee, dit werk nie so nie, jy kan nie 'n sin so maak nie, sê vir my. En hy sê vir my, daar's 2 van die konferensies se werknemers wat op daardie stadium tans begin het by Solusi Universiteit in Zimbabwe om te studeer. Dis deeltyds, so ek kan aanhou werk, so ek hoef nie my besigheid te laat gaan nie, maar hy is nie seker of dit vir my is nie. Op daardie oomblik was leraar Morney Du Plessis ook ons president gewees. Ek het sommer daar by kampvergadering om vinnig gaan sien, gevra sal dit aanvaarbaar wees as ek daar gaan studeer. Hy het vir my gesê dit is 100%, dit is die instansie is goedgekeur by die kerk, en 2017 Augustus, toe sit ek in Zimbabwe in my eerste blok en begin my studies.
En dis nou nadat leraar gesê het, leraar is nie akademies genoeg om 'n gewone te gaan studeer nie. Ek sien leraar smal nou groot. En nou is dit nie voltyds swat nie met 'n werk, so die druk was nou nog groter. Ja, en toe ek begin met my studies, toe sê ek ook vir die Here, weet, so ek as ek terugkyk en dink ek, ja, maar jy is maar baie demanding met God, maar baie spesifieke tekens vir gevra. So maar ek kan sien ook sy genade en hy werk met elkeen van ons soos ons is. En ek sê vir hom, wel Here, ek kan nie studeer nie. Ek was nie eens goed op skool nie. Al hoe ek ingekom het by die universiteit is wat hulle noem op oupa's tyd is. Ja. Weet so, ek het nie ingekom met my punte nie, ek het ingekom met ouderdom. En ek het gaan studeer en deur Here se genade nie een kursus een keer gedryf nie. Baie keer baie naby gekom. So en ek sê altyd, weet, van die ander ouens het gekom laude, ek het gekom deur. Okay. Solank dit deur was. Ja. En dan toe in 2020 toe maak leraar klaar? Ja, so obviously in 2019 toe begin nou hierdie siekte waarvan almal praat en ag ons dink niks daarvan nie. En 2020 toe kan ons nie terug gaan Zimbabwe toe om te gaan studeer nie. Toe word my studies aanlyn wat nog selfs nog moeiliker is, maar stap vir stap het die Here saam met my gestap en glad nie uit my eie harde werk nie, want ek weet ek was nie 'n goeie student gewees nie. Alles vir die laaste minuut gelos, nie die hardste gestudeer nie, maar die Here was saam met my gewees en ek het regtig daarso het my gebedslewe ook maar gegroei want ek het gesien dat ek gaan 'n strawwe pad loop en ek het gebid en gesê Here help my want ek weet nie wat ek kan doen nie en die snaaks genoeg as ek pen op papier gaan sit het dan se ek geïnspireer. Woorde wat ek gehoor het en gelees het, nie onthou het nie, het op daardie oomblik het deurgekom. Leraar se gebedslewe het baie verander in daardie tyd. Want soos die storie klink, jy het baie, soos leraar sê, baie dinamies vrae gevra vir die Here, tekens voorgevra. Hoe was leraar se gebedslewe toe in daai tyd persoonlik met die Here? Ja, so ek dink wat gebeur het is, weet, ons leer om te bid as kinders en dis rympies, weet, so jy leer 'n struktuur aan. En gebed is definitief nie 'n rympie nie. Gebed is 'n gesprek. En dit het verander van 'n list of demands na 'n gesprek, weet, waar ek na die Here toe kon gekom het en met hom gepraat het. En daardie stil word na die gebed. Weet nie noodwendig in daai minuut of so na die gebed nie, maar reg hierdie dag gaan wag vir die antwoorde waar ek weet, hier gaan ek nie verby kan kom nie, en as ek by daai struikelblok kom, dan dink ek maar, weet jy wat, dit is eintlik nie so erg nie. En dan die Here gee nie vir jou, weet hy fluister nie noodwendig in jou ore nie, maar hy gee vir jou daai rustigheid wat sê ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. En dan as jy daai rustigheid eers ervaar, dan voel dit net of die las weg is. En dis daai terugpraat, weet ons wag gewoonlik, ek het gesê, gee my 'n teken, 'n fisiese teken. Maar partykeer gee jy daai teken in jou binneste, weet, so dit is nie iets wat jy sien nie, alhoewel hy in die begin maar vir my die droom is gegee het en die stem in die huis, maar daarso kon ek nou gegroei het. Ek vra nie nou meer vir gee my daai fisiese nie. Ek sê net, Here, hier's die probleme wat ons het. U wil hê ek moet sekere dinge doen. Help my daarmee en selfs as ek dan by daai probleem kom, dieselfde ding gebeur, die rustigheid kom oor my, maar die geveg is nog steeds aan. Die ander kant is nog steeds dat die duiwel is rustiger as enige. En hy gebruik jou persoonlikheid, weet, so hy gee my dan daai negatiewe terugvoer ook. In die gemeentes waar ons nou is, klein gemeentes en ons kom oor die weg, maar ons gaan nie vorentoe nie. En baie keer dan dink ek, is dit miskien nie ek wat dit veroorsaak nie. Ek is aangestel in 'n posisie om hierdie gemeentes te lei en ons sukkel dan. Maar dan kyk ek na die pad wat ek gestap het en dan sê ek maar, weet jy wat, dit is die Here wat my gebring het tot daar. Dis die duiwel wat my wil wegvat. Yes. Fight deur en dan die ergste probleme waar ek voel ek kan nie meer nie. Ek kan teruggaan na my ou lewe toe, ek kan weer my ou werk gaan doen. Dan kom ek weer waar daai probleem op sy breekpunt is en dan bring die Here daai rustigheid en ons gaan aan en ons los daai probleme op. En dis as leraar vroeër ook gesê, dis 'n konstante proses. Wanneer mense by daai punt kom van, ek weet nie of ek het dalk nie, maar dis dan weer daai stappie vorentoe, aanhou groei, selfs as predikante. En 'n
predikant is nie altyd geneig om so iets te herken, om te sê, ek groei ook geestelik, wat ons gemeente kyk op na julle natuurlik. Maar dis baie nederig en nice om te hoor, hoe die leraar kan sê, weet, ek sukkel ook. Ja. En het ook nog nodig om te groei en sterker en nader aan die Here te kom. Want leraar dink dan nou gesê, mens gaan nooit daarby uitkom. Dit is 'n lewensproses. Presies, ja. Wat dit is, ja. En ook as jy daar's sekere mense in jou kerkraad, in jou gemeente wat partykeer dan moet jy hulle identifiseer en vir hulle sê, weet jy wat, ek voel af, weet, en hulle bou jou weer op. Yes. Maar dan moet jy ook daai skouer vir hulle wees, so identifiseer jou mense en vir die gemeentelede en veral kerkraad, weet, ondersteun die predikant. Hy mag miskien dinge anders te doen as wat jy gewoond is aan, weet, maar ondersteun hom en hy sal jou ondersteun, weet, so ek het sulke mense waartoe ek ook kan draai en sê, vandag is weer een van daai dae. Ek kan nie met persoon so en so werk nie, want en dan bou hulle my op. Net so, daar's daai dae wat jy regtig moet ook steun op jou gemeentelede en jou kerkraad. Want dit moet mekaar se arms hoog hou. Presies. Ja. Even Moses het daar hulp gehad. Ja. Ja. En ek wil nou net gou iets vra oor kampvergaderings. Obviously julle het dit uitgevind omdat niemand by kerke was nie. Hoe het julle kampvergadering daarna begin beleef? Ja, so ons eerste kampvergadering was 'n traumatiese experience geweest. So dit was die laaste gesamentlike kampvergadering. Voor COVID? Nee, die Engels en Afrikaans gesamentlik. So toe het nog groot kampvergaderings was. So weer eens, ons is betrokke by die gemeente, maar ons ken nie al die informasie nie en ons daag net op. Ons sien toe vir Tannie Ria en ons sê nie seker ons is nie in hierdie kerk. Hoe werk het met die mense bespreek en jy moet bespreek en daardie tyd is alles is uitbespreek, daar is nie plek nie en sy sê wel ek weet van 'n kansellasie en dit is letterlik die kampstaanplek reg by die hek op die hoek waar die besigste is en dit is stof die hele naweek, maar ons word daar blootgestel aan iets anders te ons kry kerk op 'n anderste manier en omdat uit verskillende sprekers weet reg hierdie dag word kampvergadering so deel van ons lewens dat ons nie meer daar sonder kan nie. Weet so ons kan nie meer kerk hou 'n jaar deur gaan sonder kampvergadering nie. Tot waar op 'n punt waar ek op die oomblik die jeugkoördineerder is by kampvergadering. So dit is lekker. Jy kan nie meer kampvergadering is Adventist, dis soos huisteks. Jy kan dit nie wegvat nie. En huisteks is nog steeds my favorite. Ja, maar die kampvergadering is 'n fantastiese geleentheid en ek dink soos julle ook van julle eerste een al was dit dit is die badste plek om te staan. Ja. Maar dis iets wat jy nooit weer wil mis nie. Ja. Ek onthou met COVID ook daai jare wat ons dit toe gemis het en ek het van kleins af gegaan. My ouma grootjie en hulle almal was altyd daar in daai kamertjies net langs die saal. En na COVID die eerste een was anders. Hy was klein. Baie klein, want ons was groot gewoond aan, dit was vol, die wit tent was daar, volleybal, al daar wat was huge geweest, maar ja, obviously die dynamika het bietjie verander, en so is ons. Ek is gevra om ook te vra, leraar, pannekoek by kampvergadering? Okay, so wat gebeur het is, by Springs gemeente, toe ek was vir 'n jaar lank 'n intern daar gewees, by Springs in Brakpan, onder leraar Gertjie. Maar wat gebeur het is, dieselfde jaar toe hy sy hartomleiding moes gekry het, en hy het Boksburg en Rhinefield gemeente, so die konferensie sê, ek moet Brakpan en Springs doen, onder leiding van leraar Gertjie, en hy bly by Rhinefield en Boksburg. En ek is nog heeltemal seker hoe om in te pas by die gemeente is nie, en Brakpan gebeur al baie dinge, maar by Springs doen ons niks vir die kerk nie. Ek preek daar so, en dis dit, ons dra nie by tot die gemeente se groei nie, en hulle het 'n pannekoekdag. En hulle het 'n staande bestelling van 900 pannekoeke wat 'n persoon vir iemand gee wat dit gaan uitdeel aan straatmense, en dan die volgende dag verkoop hulle ook pannekoeke by 'n stalletjie, en daar so sê ek vir Cornet, ons sal moet iets doen vir die gemeente, ons gaan bak pannekoek. 900. Wel, dit is dan 'n gemeenteprojek so. Sure. Maar nog nooit in my lewe pannekoek gebak nie, nie 'n pannekoek fan nie, en daardie aand leer ons hoe om pannekoek te meng, te bak, te rol, die suiker te sprinkel, en ek vat hierdie idee en ek sê maar ons kan dit baie beter maak, omdat ek uit 'n tegniese agtergrond uitkom.
wys ek vir die dames hoe om pannekoek mengsel te meng. So 450 pannekoeke op 'n slag met 'n elektriese boor en 'n pintmixer in 'n groot emmer. So ek bou vir ons gasstofies, laat jy sommer 6 stofies van 'n bottel af hardloop. En ons begin pannekoek te bak vir Meals on Wheels by Springs op 'n gereelde basis dat ons so tussen so 1000 en 2000 pannekoeke 'n dag kan doen. Ja. En toe ons Tannie Stel bak pannekoek by kampvergadering in die boekwinkel en ons het toe by die Engelse kampvergaderings ook toe begin pannekoek bak en ja, ek het myself die titel gegee, maar ek is bekend as die pannekoek koning van die Oosrand. Okay. So kampvergadering wat om die draai is, gaan ons weer pannekoek kan kry? Ek is nog nie seker nie, daar's 'n nuwe struktuur in plek. Daar sprake van stalletjies wat gaan beskikbaar wees. Om 'n bietjie meer verskeidenheid te gee wat 'n welkome ding gaan wees, veral soos ons as jy besig is by die jeug. Ons loop letterlik terug tent toe, probeer iets eet, hardloop terug lokaal toe om die lokaal weer reg te kry. So dit sal lekker wees. Dit sal lekker wees om rond te kan beweeg en net so 'n bietjie nie hoef kos te maak nie. So ek hoop dat daardie sal deurtrek. Alright. Okay. Ag maar leraar, baie dankie leraar en Koniek dat julle hier so is en met ons gedeel het. En ek hoop die luisteraars kan ook leer uit hoe leraar se voorbeeld vir ons is om van die begin af vir iets te gevra het wat leraar al van kleins af besef het nie die regte vraag was nie en die tekens en die stemme en al hierdie en selfs hele groei van na die kerk toe gaan, ons is nog nie reg vir die kerk nie, nog bietjie verder groei in die kerk en van daar af eers begin wil nie sê struggle nie, maar begin stoei het met die Here om 'n karakter mooi te maak en reg te maak en dan is leraar en leraar se gesin in die bediening. So baie sterkte vir julle bediening vorentoe. Julle kinders is op 'n interessante ouderdom, baie sterkte vir julle wat hulle aanbetref. Dankie. Dankie. Maar ja, ons glo die Here het leraar op die regte plek gekry in die regte tyd. Ons lewe in spesiale tye en ek dink om in die bediening te wees is 'n voorreg en ons bid vir julle as ons leiers. Dankie baie, ons waardeer dit. Dankie. Dankie. En dan aan al ons luisteraars dan groet ek tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke wanneer Jesus ons kom haal. Mooi dag.